Ek groet julle in daai wonderlike naam Jesus Christus. Julle mag die sitplekke neem. Dis goed om te wees in die huis van die Here. Ek hoop julle het mooi geluister na die 2 woorde wat uitgegaan het. Het julle geluister? As julle geluister het, dan sal julle definitief in lyn wees van dit wat God vanmôre vir julle wil sê. Vir hulle wat gekom het in die reën, julle gaan ontvang. Julle gaan 'n dubbele porsie van Elisa ontvang vanmôre. Maar luister wat die woord sê. Gee ag op wat die woord sê. Maak hierdie woord vanmôre jou eie. En wag om te sien wat die Here in jou lewe gaan vermag. Wag om te sien wat die Here in jou lewe gaan verwag. Nou voor ek met die woord begin, wil ek sê, eerstens, is jy verantwoordelik vir jou eie saligheid. Niemand kan jou saligheid vat nie, behalwe jy self na Jesus toe. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet doen, is jy is verantwoordelik vir jou eie geestelike groei. Daar's niemand hierso wat jou kan leer nie. Ons kan vir jou die weg wys, ons kan vir jou die woord wys, ons kan woordskool hou, ons kan alles doen, maar jy is verantwoordelik vir jou eie groei in die Here. Hoekom? Want dit verryk jouself. Dit verryk jouself en tweedens, dit maak vir jou 'n beter mens. Want dan as jy die woord ken, dan het jy altyd 'n teenantwoord vir die vyand. Want die woord, sê die Bybel, is die weg, die waarheid en die lewe. Want die woord is lewendig en skerper as enige tweesnydende swaard. Wat sê Johannes 17, sorry, is nie 70. Heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Ek hoop julle het vanmôre geluister wat sê die 2 tale die taal wat uitgelees. Ek hoop julle het geluister. Want kom het ek vir jou sê, wat is die titel van my boodskap? Dit is eindtyd. Dit is God se tyd. Daar's nie meer tyd om te speel nie, want jy en ek is verantwoordelik om 'n magtige oes in te bring. Want as jy nie die oes inbring nie, gaan die Here iemand anders te salf om daai oes in te bring. So as jy hier sit vanmôre, moet jy vir jouself sê, ek maak myself beskikbaar om 'n siel vir die Here te wen. Kom ons gaan eers ek begin nou met my woord. Het julle gehou van die, hoe sê hulle sê, introduction. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus. Dis lekker om hier te wees. Dankie julle herderspaar vir die voorreg om hier te kan bedien vanmôre. 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot 18. Jy behoort om eintlik al uit jou kop uit te ken. Maar broeders, kom ek sit susters by. Ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe het, glo jy dit, sê amen? Dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Wat moet jy glo? Net die woord. Luister na die woord, gee ag op die woord, leer die woord, lees die woord, sodat die woord in jou gees kan bly, dan kan niemand vir jou niks vertel nie. Dis wat 1 Johannes 2:27 sê. Die Heilige Gees het in jou kom woning maak. En toe die Heilige Gees in jou kom woning maak het, sê die woord van die Here dat jy niemand nodig om enige iets vir jou te leer nie, want jy het die Heilige Gees binne jou. Want so sê die Here van die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke
weggevoer word, is dit nie 'n wonderlike tyd as jy buite kyk na die wolke nie, vir die Here om te kom nie? Die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Dit gaan 'n fantastiese dag wees. Luister wat sê Johannes 14. Ek gaan julle 'n woord gee vanmôre. Want as ek vir jou woord gee, dan kan jy niks vingerwys nie. As ek woord vir jou gee, moet jy die woord vat en dit jou eie maak. Laat julle hart nie ontstel nie. Glo in God, glo ook in my, dis Jesus wat praat. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Waar is ons nou in die eindtyd? Jesus het gegaan om vir 'n plek vir ons te berei. Hy sê dan, en as hy gegaan het, dan kom hy weer om ons te kom haal waar hy is. Waar is die volgende punt wat ons nou in die Bybel moet kyk? Ons kyk na die volgende punt sodat ons kan weet waar hy is. Want dis waar ons gaan. Dis ons werk om self voor te berei, sodat ons kan weet dat ons die eindtyd gaan maak. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. 4200 gelowe. Net een het gesterwe. Net een het opgestaan. Net een het ter helle neergedaal. Net een het gegaan om vir jou en vir my 'n plek te berei. Net een gaan weer terugkom sodat ons kan weet waar hy is. En ek dink die Bybel leer ons soveel goed oor die eindtyd. Hy leer ons soveel goed oor die wegraping. En tog stry die mense nog steeds oor die wegraping. Nog steeds het hulle eie opinies oor die wegraping. Matteus 24:36, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Dink julle miskien as Jesus geweet het wanneer hy moet kom, was hy nie al hier nie? Ek dink so. Want nou, as ons kyk na wat besig is om ons te gebeur, oorloë, gerugte van oorloë. In Israel is daar 7 plekke wat Israel aanval. 7 stede, plekke, of kan ons nou maar sê, Syrië ensovoorts wat Israel aanval. Het Israel al geval? Nee, want hy kan nie val nie. Kom ek lees vir julle 'n gedeelte wat die Here vroeg vanmôre vir my gegee het, en dit het my laat skrik. Sagaria 14:12. Ek het hierdie skrif nog nooit in my lewe gesien nie. Ek het die Bybel al oor en heen en weer geleer. Maar hierdie het ek nog nooit gesien nie. Kom ek kry gou Sagaria. Ek moet dit vir julle gee. As ek dit nie vir julle gee nie, is ek ongehoorsaam. Luister wat sê die woord van die Here, Sagaria 14 vers 12. En dit sal die plaag wees waarmee die Here, nie ek en jy nie, die Here al die volke sal tref, wat opgetrek het teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer. Luister, mooi. Terwyl hulle nog op hul voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. Does it sound like nuclear to you? Does it? Maar ongelukkig, Noord-Korea, hulle het 'n groot nuclear missiel, wat die hele Israel kan uitmekaar uitskiet. Wat sê die woord? Ons moet by die woord bly. Ons moet net by die woord bly. As ons by die woord bly, gaan alles met ons goed gaan. Matteus 25:13, waak dan, omdat julle nie dag en die uur weet waarop die Seun van die mens kom nie.
Is twee gedeeltes. Niemand weet die uur nie. Nie die engele nie, nie Jesus nie, net die Vader alleen. Dan sê die Bybel, waak dan, omdat julle nie weet wanneer die uur gaan wees nie. Wow! Ek het 'n kort boodskap vanmôre. Hy kan enige tyd kom. Enige tyd. Maar ons moet gereed wees. Ons moet net gereed wees. Luister wat sê Hebreërs 1 vers 1 tot 2. Nadat God op baie maniere tot ons gespreek het. God praat met jou, hy praat met my. Hy maak my wakker in die nag. Hier van 12:30 af kan ek nie slaap nie. Dan moet ek opstaan om te bid. Dan bid ek oor die 300, 400 gebedsversoeke. Want ek kan nie slaap nie. Want my gees sê, Here, daar's nog soveel siele om te wen. My gees sê, Here, daar's nog soveel mense wat nie lekker is nie. Here, my gees sê, Matteus 28:19, gaan dan en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan sê hulle, almal mis hierdie ene. Kyk, ek is met julle al die dae. As jy 'n siel gaan wen, as jy met 'n siel gaan praat, wie's met jou? Heilige Gees wat in jou is. Hy's in jou gebore deur wedergeboorte. Moenie bang wees nie, want die Bybel sê met Psalm 81 af, maak jou mond wyd oop en ek sal dit vul. Nadat God baie maniere tot ons gespreek het, tot die vaders deur die profete, het in die laaste dae het ons gespreek deur sy Seun. Hy wat as erfgenaam van alles aangestel is. Deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Wie die wêreld opgeneek. Julle weet wie. Jesus gekom, gesterwe, opgestaan en die laaste dae het begin. Luister wat sê die Bybel. Hy het gesterf, hy het opgestaan en die laaste dae het begin. Ons is nou in die laaste dae, my broer en suster. Daar's nie meer tyd om te speel nie. Daar's nie meer tyd om jou eie opinies te volg nie. Daar's nie meer tyd om te sê dit en dit en dit nie. Wat sê die woord? As die woord dit sê, is dit ja en amen. Jy kan nie die woord wegwys nie. As die wegraping plaasvind, eindig wat Jesus begin het. Dan eindig die kerk era. Dan word ons fisies van hierdie wêreld verwyder. Die Bybel sê in 'n oogwink, maak so. Gaan is jy, papa? Maak so. Weg is jy, auntie. Dan volg die 7 jaar. Eers verdrukking, 3,5 jaar, daarna die groot verdrukking. Dan die 1000-jarige vrederyk en dan volg al die ander goed. Maar ons is veilig in sy hande. En die Bybel sê, daar's niemand wat jou uit sy hand kan ruk nie. Niemand nie. Wat hou die antichrist te? Frans, jy hou die antichrist te. En almal van ons wat hier sit, as jy wedergebore is. Is jy al hier? Ja. Ja, verseker is hy al hierso. Maar hy gaan nie soos 'n donkie Jerusalem inkom nie. Hy gaan definitief nie soos 'n donkie Jerusalem inkom nie. Want hy sal klaar hierso. En baie name en baie mense sê, dit en dit is die antichrist. Ek het ook 'n paar name, maar ek gaan dit nie noem nie. Wie ek dink, soos wat die Here my wys, wie gaan die antichrist wees? Maar hy's daar, hy gaan kom.
Hy gaan kom, hy gaan so insluip en so saggies al hierdie goed verander, wat hy klaar besig is om te doen. Hy's klaar besig om alles te verander. Digital ID, digital driver's license, digital money, allerlei goed, stadig maar seker kom hy, en hy sypel dit in. Laat ek vir jou sê, jy moet dit nie vat nie. Jy dit vat as jy nie moeilikheid. Amos 4 vers 12. Net die B-gedeelte. Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Ek wil jou die vraag vra, net jy kan dit antwoord. Is jy gereed? Is jy gereed as hy kom? Is jy gereed as hy nou kom? Is jy gereed as hy vanaand kom? As jy nie gereed is, het jy die boodskap gehoor en jy moet luister en ag gee op die boodskap. Die ander vraag wat ek wil vra, evangeliseer jy? Weet Jacques, jy kan dit op die honde uitoefen. En dan gaan jy in die straat en jy gaan evangeliseer, want die Here sal jou, die Bybel sê, hy sal jou mond vol maak. Hy sal jou mond vul met wysheid, met kennis, met gawes. Hy sal jou mond vol maak. Bring ons geliefdes wat elke ene van ons wat hier sit weet nie die Here dien nie. Bring ons geliefdes voor God. Sit ons by sy voete en soos die Engelsman sê, we are yielding to him. En sê, Here, ek roep so en so in die koninkryk. Dink julle die Heilige Gees sal dit nie doen nie? Hy sal dit doen. Ek sê vir julle, my seun gaan inkom. Ek sê vir julle, almal wat ek ken, wat ek wou bid, gaan inkom, al is dit na die wegraap. Maar hulle gaan inkom, want hulle die boodskap gehoor, hulle gaan inkom, want ek het met hulle gepraat, ek het vir hulle gepreek. Hulle het die woord gehoor, en as daai wegraping plaasvind, is dit nag. En is net u wat self die antwoord kan gee. Ek kan dit nie vir julle gee nie. Ek kom nou by 'n baie belangrike gedeelte, wat elkeen van julle moet ag gee op. Joël 2:28. En in die laaste dae sal ek my gees uitstort. Op wie? Op alle vlees. My seuns en my dogters. Hulle sal profeteer. Die ou mense, ek en jy Frans, ons gaan drome droom. Die jongelinge sal gesigte sien. En op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Daar's 'n verskil tussen uitstort en uitgiet. Daar's 'n verskil tussen 'n koppie water en 'n beker water. Of 'n emmer. Emmer of 'n hele dam, jy kan besluit. Wat sê Handelinge 2:17? Dieselfde. En in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. My broer en suster, ek kom aan die einde van my boodskap. Dis eindtyd, dis God se tyd. En die Here stuur my met 'n boodskap hiernatoe. En ek gaan die boodskap net volbring. Die Here sê vanmôre, terwyl ek voorberei het, Paul met 'n torch, by the way. Maar ek het voorberei. Ek het gehoor wat die Here sê. Toe sê die Here, daar was 'n Elia en daar was 'n Elisa.
Elia het 'n porsie gehad, maar Elisa 'n dubbele porsie. Ek wil net hê daar waar jy nou staan, julle wat online saam met ons is, net daar waar jy is, net jy met jou hande uitreik, gaan die Here vra om jou aan te raak, net daar waar jy staan op hierdie oomblik, en jou te kom vou met sy teenwoordigheid en sy liefde. Vader, in die naam van Jesus, dankie dat jy nou deur die Gees kom, Here, elke plek waar my stem nou bereik, Here, reg oor die land, of selfs ander wêrelddele, Here, waar mense vanaf kyk, en in hierdie plek, Here, dankie dat jy nou deur die Gees nou kom, en elkeen omvou, Here, met die teenwoordigheid, die liefde. Openbaar u self, Here, u werklikheid aan elkeen nou in Jesus naam. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, that you just fill every room right now and touch every heart, Lord, in Jesus' name. En elkeen wat vanmôre genesing nodig het, we proclaim healing over everybody in the name of Jesus. Elkeen wat 'n vars aanraking van die Gees nodig het, ons verklaar dit vanmôre oor elkeen in die naam van Jesus. Elkeen wat vanmôre vrymaking nodig het, be loosed in the name of Jesus. Father, we honor you for the power of the Holy Spirit, wat nog steeds werk, Here. Dankie dat jy in elke hart werk nou, in elke lewe aanraak, Here, in die naam van Jesus. Heilig is die grote naam. Heilig is die grote naam. Ons eer U. Yes, amen. As jy online gekyk het, jy sien ons WhatsApp nommer is daarop, jy is welkom ons te WhatsApp. As jy gebed of enigiets nodig het, sal ons graag nou uitreik na jou toe. Vader, dankie vir hierdie wonderlike dag. Dankie vir u genade, u goedheid, u guns, u grootheid, Here. Vader, ek dankie dat u elkeen nou sal seën in Jesus naam. Here, dankie dat u ons voorsiener is, dat u vir elkeen deurkom op 'n besonderse manier, Here, in die naam van Jesus. Father, we put our trust and our faith in our God, wat ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Ons eer U daarvoor, Here, in Jesus naam. Ons loof U. Heilig is U naam, Here. In Jesus naam. Amen, amen.